Goeiemôre broeders en susters. Dis 'n goeiemôre daai. Baie welkom aan almal van u vanoggend hier. Ons weet hier is familie, hier is gaste, u is baie welkom ook hier by Bellville Oos. Ek wil graag vanoggend net 'n nuwe lidmaat by ons verwelkom. Nou, ek sien hulle sit waar ouers met klein kinders sit, heel agter in die kerk. Bernard en hy wil julle nie net opstaan nie asseblief. Daar sit hulle heel agter. Ons wil vanoggend vir Anay hier in ons gemeente verwelkom. Sy kom van Woester af. Nou sy en Bernard is die trotse pa en ma, en ek wil sê trotse pa en ma van 'n dogtertjie Mila. Sy word DV in Oktober maand gaan ons haar hier doop. En Anay, ons wil vir jou sê baie welkom ook hier in ons midde en geniet julle dogtertjie. Welkom hoor. Goeiemôre broers en susters. Ook nog 'n volgende paar afkondigings ook net. Ons begin sommer met die welkomboom. As jy nuut is of net kuier by ons vanoggend, hier by die agterdeur uit, of hierdie deur hier in hierdie kant wat agter is, en as jy daar uitgaan, sal jy sien daar's 'n boom, die naam welkomboom, en ons kondig dit elke week af, want elke week is daar iemand wat kom aanmeld daar en kom gesels met iemand van ons gemeente oor ons gemeente. So, as jy nuut is hier of meer van die gemeente wil weet, daar sal iemand vir jou wag, wat jy 'n bietjie meer sal gesê ook van die gemeente. So, jy is baie welkom om ook daar 'n draai te gaan maak. Jy sal oplet dat in die boodskapper is daar nie gebedsversoeke opskrifie met gebedsversoeke onder dit nie, maar let asseblief op dat daar talle dinge in die boodskapper is om voor te bid, onder andere vir die Venterstad uitreik, word daar in die beriggie self gevra dat ons vir hulle sal bid. Die uitreik begin ook Saterdag, en ook die Koningskinderskamp wat hierdie komende Vrydag begin, gaan lees asseblief die beriggie en kyk ook daar waarvoor jy kan bid, en dan vra ons ook voorbidding vir die lidmate wat voorbidding ook nodig het in die boodskapper. So asseblief maak moeite met die boodskapper en kyk ook daar waarvoor voorbidding gedoen kan word. Dan noem ons sommer graag net hier oor die voorbidding, dat die beriggie sê dat Toby Oosthuizen is nog in die hospitaal, maar hy hallusineer nie, hy is wel hier vanoggend. Hy is ontslaan en gesond, en ons is dankbaar, Toby, teenoor die Here ook vir jou genesing, en dat jy ook hier kan wees vandag saam met ons om die Here te aanbid. Ons noem dan wel ook, soos in die boodskap verstaan, van Grys Scheres wat maandagoggend oorlede is, en ons innige meelewing ook saam met haar naasbestaan is Adrian en Hetty, en ook saam met julle kinders en die kleinkinders, mag die Here julle ook ryklik vertroos in hierdie moeilike tyd, en die blomme gee ons hierdie week ook graag vir julle, en mag julle besef ook dat ons regtig waar julle dra ook in ons gebede. Ons dink ook steeds aan Mariet Oukamp, na gesondheid, vra ook dat julle sal bly bid vir haar ook. Ekskuus, ek moes nou genoem het ook dat dit Grys begrafnis is volgende Woensdag, die 8de Oktober, volgende Woensdag, om 2 uur hier vanuit die kerkgebou uit. Dan die laaste afkondiging voor die erediens is net dat ons herinner aan vanaand se erediens, wat die formaat het van 'n lofsangdiens, dat daar meer liedere gesing word, eintlik liedere aan die hand van die geloofsbelijdenis van die SIA, wat ons hierdie jaar herdenk, die 1700-jarige bestaansjaar van die geloofsbelijdenis van die SIA. So die sangdiens is eintlik maar daar volgens ingekleer, die liturgie. Ons ontmoeting met die Here is daar volgens ingekleer. Nooi vriende, nooi familie, kom saam vanaand, en daar is ook na die tyd koffie en paar koekies en so, om ons saam te gesels en saam te dink oor die genade van die Here ook, om vir ons hierdie belydenisskrif te gee. So kom asseblief vanaand en bring vriende en familie saam, as dit moontlik is. Ons begin vanoggend se erediens met die verklaring uit Psalm 65. Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in die tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in die huis in oorvloed geniet. Die goeie dinge in U heilige woning. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus
deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan, dan gaan ons die Here se naam groot maak. Ons gaan 2 liedere saam sing. Die eerste een is Psalm 146. Ons gaan verse 1, 4 en 6 daarvan sing en direk daarna bly ons staan vir die sing van lied 190 vers 1 tot 3. In Psalm 146 sing ons hierdie wonderlike woorde dat ek wil God se lof besing en dan word daar redes gegee dat die ganse skepping sonder grense, dit ons nie kan begryp nie, word alles steeds deur God onderhou. Hy is die onderhouer van sy skepping. Ook dieselfde woorde in lied 190 bid ons hierdie bede oop in die oë van geloof dat ons sien dat niks word aan toeval oorgelaat nie. Maar ons sing dit ook met die oog op die geloofsbelijdenis wat gedoen gaan word. Ons sing aan God al die eer, hy bou sy koninkryk voordat ek kon kies, het u seun my vloek gedra. Kom ons staan, dan sing ons hierdie 2 liedere saam en daarna kan ons weer gaan sit.
Ons het die wonderlike woorde gesing, ek kon vind, U het my gekry nog voordat ek my skuld bely. Dink jy daarna, die mooi belydenis dat die Here werk in ons lewe, dat hy is wat ons vind, nog voordat ons enigiets gedoen het. En Ludwig, voor jy gaan sit, jy kan sommer bly staan, ek gaan julle vorentoe roep. Ek gaan nou vra vir Ludwig en vir Jenna, vir Kyla en vir Dean, om asseblief na vore te kom. Ons het die wonderlike voorreg dat daar 4 mense vanoggend is, wat hulle geloof openlik in die gemeente, voor die Here en voor die gemeente wil bely. En ek gaan nou vra of hulle na vore kom, en eintlik 'n baie mooi getuienis. Kyla, jy kan ook na vore kom. Die voorkom staan asseblief, ja. Oor hoe die Here gewerk het in elkeen se lewe, onderskeie deur lidmate van ons gemeente, en soveel so dat elkeen ook op die vandag hier is, om saam in geloof te bly. Ek gaan na onderbele kom staan. Dis net makliker. Ek dink, ek gaan vra, julle 2 manne, skryf net hierdie kant toe. Dis dalk die maklikste. Ek gaan vir ons die formulier voorhou vir die belydenis van geloof. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders gesluit. So hoor baie mooi, die Here het 'n verbond met ons gesluit, by ons doop. As kinders en erfgename het ons deel in die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond. Ons word ook tot gehoorsaamheid en aanvaarding van die verbond geroep. In ander woorde, van my kant af moet ek ook iets doen. Ek moet sê, dis reg, ek aanvaar hierdie verbond wat die Here met my gemaak het. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely. Hulle moet ook hulle voorneme bekend maak om deur die krag van die Heilige Gees hierdie verbondsgemeenskap met God te onderhou. In ander woorde, julle moet hardop ook sê voor almal dat dit julle voorneme is om hierdie verbond te leef. So gelei deur die Gees van God en deur sy woord en deur klomp lidmate wat ook inspraak in die lewe gehad het hierdie broers en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot so 'n persoonlike belydenis te kom. Daarom word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daarvoor gegee. So julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. En daarom versoek ons julle om in alle opregtheid op hierdie volgende vrae te antwoord. En daar's 5 vrae en ek gaan dit tog groepeer in die eerste 3 en dan weer die volgende 2. So ek gaan eers die eerste 3 vrae vir julle voorhou en vra om daarop te antwoord en dan die volgende 2. Die eerste vraag is: glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is. Let baie mooi op hierdie woordjie geheilig. Deur die Vader sy kind aangeneem en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Die derde vraag: glo en bely jy dat die Ou en Nuwe Testament die woord van God en die volkomme leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word, die belydenisskrifte het ons deurgewerk het vir die belydenis, en ook in die kerk hier geleer word. Ek vra julle eerstens oor hierdie 3 vrae, oor enige ware God, dat jy in sonde ontvang en gebore is, deur Christus geheilig word, deur hom tot kind aangeneem word, en ook dat die Bybel die onfeilbare woord van God is. Wat is hier op julle antwoord? Jenna, ek begin by jou. Kyla? Dien? Ludwig? Die 4de en die 5de vraag is bietjie anders. Dis nie 'n vraag glo jy nie. Die 4de stelling sê: neem jy jou voor om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, om die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid in sy woord te dien. Neem jy ook voor om van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, om jou lewe en jou saligheid buite jouself in Christus te soek en om so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. Die 5de vraag is: beloof jy, terwyl die volle gemeenskap in die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, en hoor asseblief broers en susters, en jy het dieselfde belofte ook gemaak, dat jy as 'n lewende lid van die kerk
die bediening van die woord en die sakramente ywerig sal opsoek. Dat jy jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lidmate en tot uitbou van die koninkryk sal gebruik. En beloof jy verder om jou aan die Christelike vermaning en tug te onderwerp, as jy moontlik in leer of in lewe sou oortree. So vraag 4 is jou voorneme dat jy in hierdie leer sal volhard, in hierdie verbondsgemeenskap met God sal bly volhard tot die einde van jou lewe, so daai verhouding met God. En die 5de beloof jy in hierdie gemeenskap met die gelowiges, dat jy ook hulle sal bedien en deurlopend die bediening van die woord en die sakramente sal opsoek. Wat is hier op julle antwoord? Jenna? Kyla? Dien? Ludwig? Julle het hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in julle doop verseël is, aanvaar. Ons moedig julle aan om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap in die gemeente van God. God van alle genade het ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep. Mag hy self, nadat ons 'n kort tyd gelei het, u tot volmaaktheid bring, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot die ewigheid. Amen. Ons wil graag vir julle welkom sê en vir elkeen 'n sertifikaat ook oorhandig. So ek gaan net eers geluk sê en dit hier vir elkeen 'n sertifikaat ook net oorhandig. Jenna, Ludwig, Kyla en Dien. En ons het ook iets van die gemeente se kant af. Jy het die vorige keer gesien dat hierdie blokkies word gemaak. Nou eintlik lyk dit soos huisies en iemand om van daai kant af bekyk. Dat eintlik maar die evangelie verkondig. Nou ek het by myself nog hulle naam uitgedink, of die woord woonstelle, of die evangelie estate, so, wat baie mooi vertel van God wat heilig is, en dat ons die sonde van God verwyderd is, alleenlik in die bloed van Christus, kom ons nader tot God, dat hy ons rein was en skoon maak deur sy bloed, dat ons moet groei in die geloof, en dat ons heerlikmaking vir ons wag in die lewe hierna. En dit is wat hierdie woonstelletjies verkondig, hierdie evangelie estate, so ons wil graag vir julle elkeen van een van hierdie gee, en dan gaan ons graag vir julle toesing ook staande, sing ons saam, lied 305, ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 3, en hoor die woorde, deur die verbond van genade, het u ons aan u verbind, en gee toch krag in hierdie lewe waar hulle nou u naam bely, mag hulle geloof, hoop en liefde bly groei, laat doen hulle goeie werke, en laat hulle die lewenskroon verkry. So as ons klaar die oorhandig het, staan ons op en ons sing hierdie saam, en dan kan jy bly staan vir die belydenis van ons geloof, wat ons saam hardop gaan doen. Ons sal hier voor bly staan, en jy wat staan van daai kant af en dit bely.
Kom ons bely nou saam ons geloof hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan gerus gaan sit. Ons hoor graag wat die Here van ons vra hoe ons lewe moet lyk, en aan die hand van Matteus 22 vers 37 antwoord die Here, die Fariseer, dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie Here vir die heerlike voorreg om weer hier te kan saam wees as die kerk. Week na week gee U ook vir ons die geleentheid en bring U ons saam om U te aanbid as 'n gemeenskap van gelowiges, as mense wat die verlossing ken, wat U deur die geloof sien en bly groei in ons geloof. Ons dankie Here vir die heerlike voorreg dat ons kan weet dat ons Here Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, dat ons nuut gemaak is, weggeruk is uit die duisternis en die lig in, dat ons hierdie geloof duidelik kan sien. Ons dankie Here dat ons kan weet dat U in ons eie lewe werk, maar ook so 'n getuienis ontvang van hoe U werksaam is in ander mense se lewe, hoe U Gees ook in hulle lewe hulle beweeg en hulle weergebore en wat groei in hulle geloof. Ons bid dat U woord wêreldwyd verkondig sal word. Ons bid vir harte wat hard is, dat U dit sal sag maak, daar waar mense hulle self doelbewus teenoor U verhard, dat U ook daar in 'n lewe sal werk en U duidelik ook in 'n lewe sal sigbaar maak. Ons dankie Here vir hierdie saamwees vanoggend en hoe lieflik dit is om U naam groot te maak. Te bedink wat dit beteken dat U alles gemaak het en alles onderhou. Te bedink wat dit beteken dat niks word aan toeval oorgelaat nie. Maar dat U in beheer is van alle dinge. Dat U almagtig is. Waarlik aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding. Ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die kosbare evangelie wat ons kan sien in die woord. Hoe wonderlik dit is om die genade aan te hoor wat U vir sondaar mense het. En waar ons onsself soveel keer in die aanhoor van die woord plaas in onskuldige lig. Bid ons dat ons die werklikheid sal sien van wie ons is. Juis as sondaars. Soveel te meer waardering te hê en lofprysing te hê vir die genade wat U gee. Ons bid dit in die naam van ons Koning en Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.
Ons luister saam na die woord van die Here vanoggend deur saam te luister na Genesis 9. Vandaar van saam lees vanaf vers 20, eintlik maar vanaf vers 18 tot en met vers 29. Noag se seuns wat uit die ark gekom het, was Sem, Gam en Jafet. Gam was die pa van Kanaan. Dit was Noag se 3 seuns en uit hulle is die hele aarde bevolk. Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. Gam, die pa van Kanaan, het gesien en sy pa is kaal en het buite vir sy 2 broers gaan vertel. Sem en Jafet het 'n kledingstuk van Noag gevat, oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toegemaak. Hulle het ander pad gekyk, sodat hulle nie hulle pa kaal sou sien nie. Toe Noag uit sy roes wakker word en verneem dat wat Gam, sy jongste, hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan, en niks werd slaaf sal hy wees, in diens van sy broers. Verder het hy gesê, prys die Here, die God van Sem, Kanaan moet Sem se slaaf wees, mag God aan Jafet 'n ruim woonplek gee, en mag hy welkom wees in die tente van Sem. Kanaan moet Jafet se slaaf wees. Na die oorstroming het Noag nog 350 jaar geleef. Noag was dus 950 jaar toe hy gesterf het. Geliefde broers en susters, die Bybel is nie stil oor die sonde van die gelowiges nie, van die heiliges in die Bybel nie. Daar is verskeie sondaars wat in die Bybel vir ons genoem word en spesifiek ook wat hulle sonde is, wat hulle gedoen het. Nou is dit so, as ons 'n vraag vra en dink aan sondaars van die Bybel en wat hulle gedoen het, dan gaan 'n mens gedagtes en jy dink miskien aan Dawid en sy sonde met Batseba. Mens dink dalk aan Petrus wat die Here verloon het. Mens gedagtes hardloop in daardie rigting in. Of dalk selfs Adam en Eva met die eerste sonde. En tog gaan ons gedagtes nie in die rigting van Noag en sy sonde nie. Ons dink aan Noag wat regverdig is, dat die Here hom en sy huis gespaar het, die huis met hulle regverdig is. Ons dink aan die Here wat die verbond met Noag gesluit het en gesê het, maar ek sal nooit weer die aarde met water vernietig nie. En tog is dit nie die einde van die verhaal nie. Dat Noag regverdig was, as sondeloos voorgehou word en dat die Here verbond met hom sluit nie. Ook Noag se sonde word nie vir ons weggesteek nie. Hy word pertinent ook hier vir ons genoem, as ook wat daarna gebeur het. Ons ken die agtergrond van hierdie gebeure nou al baie goed. Ons weet in Genesis 1 en 2 vertel dat hoe God alles goed gemaak het, alles is gemaak dat dit sy naam verheerlik. In Hoofstuk 3 hoor ons van die sondeval, Adam en Eva wat sondig en die gevolge daarvan, vir hulle self, die vloek. En dan van Hoofstuk 4 tot 11, die gevolge van die sondeval, is hierdie vlugtige vertelling van 1000 jare se geskiedenis, wat eintlik net die hoofmomente vir ons uitgelig word. Tot op die punt waar die Here sy droefheid uitspreek, dat hy die mens gemaak het, bereik die punt waar het eintlik lyk of die saad van die slang, die nageslag van die slang, die saad van die vrou, heeltemal gaan uitwis. Maar ons hoor dan van Noag wat begenadig is, in Hoofstuk 6 vers 9, hoor ons hy was 'n regverdige man, onder sy tydgenote onberispelik, hy het naby God geleef, en hy en sy vrou en kinders gaan op die ark. Dat hulle gered is ook daardeur. En na die vloed, na dat hulle meer as 'n jaar lank op die ark was, het hy 'n offer aan die Here gebring, en die Here het die verbond met Noag gesluit, dat ons nooit weer so ramp oor die aarde sal kom nie. In ander woorde, daar sal nooit weer die so heilige oordeel, oor 'n tydelike oordeel, oor die aarde kom nie. Noag en sy gesin, het alles beleef. Hulle het deur hierdie toorn van die Here wat oor die mensdom kom, geleef. Die enigste 8 mense wat gespaar is nadat miljoene mense deur die straf van God doodgemaak is. Jy sal dink dat dit eintlik iemand sal ruk, dat jy soveel agting en vrees vir die Here sal hê, dat jy onberispelik sal leef die res van jou lewe.
dat wanneer hy die offer bring, dat hy naby God gewandel het en sê maar, wat niks verder in sy lewe gebeur het, hy het net naby die Here geleef. En tog werk dit nie so uit nie. Volgende verhaal vertel van Noag, wat 'n wingerd geplant het, en wyn gedrink het, en dronk geword het, en kaal in sy tent gelê het. So in die gedeelte wat ons gelees het, begin die teks nou met die name van die mans wat uit die ark gekom het. Wat baie interessant is dat Kanaan se naam ook spesifiek hier genoem word. Ons baie mooi besef dat die vloed is gestuur, juis om die mense boos is en net boosheid van hulle jeug af bedink. En nou kom die vloed en wis al die sondaars uit. Dus verwag eintlik wat gaan uitkom na die ark is net sondelose mense. En die eerste ding wat mens hoor is dat Kanaan ook uit die ark uitgekom het. Wat eintlik al die antitype van Israel is. Israel se vyande, die boosheid self, wat dit voorstel. So die sonde is nie deur die vloed uitgewis. Iemand wat die eerste leser is van hierdie teks sal dadelik agterkom, maar daar is nog steeds na die sondvloed nog sonde. Die geweldige vloed wat miljoene mense uitgewis het, was nie genoegsaam om die sonde van die aarde af weg te neem. Dat die sonde is nog heeltemal realiteit, wat eintlik jy word voorberei die leser, om te sien hoe die sonde weer gaan uitspruit net na die sondvloed. En nou verwag 'n leser heel moontlik sê, maar as daar nog sonde gaan kom, sal dit heel moontlik nie van Noag wees nie, want hy was regverdige. As daar dan sonde kom, moet dit eintlik net vir die nageslag van Noag wees. Maar tog is dit juis hierdie idee wat die Here aan ons verkondig. Daar is nie een wat volkome regverdig is nie, selfs nie een nie. Dat hierdie mens totaal verdorwe is en die sonde van die mens nie weggesteek word nie. So Genesis 9 begin sê maar al die aarde is skoon gevee, miljoene mense behalwe 8. Maar tog het daar niks verander nie. Noag is nou oor die 600 jaar oud en nog steeds is die versoeking tot sonde daar. So ons hoor wat gebeur is dat hy het 'n wingerd geplant. Nou dit klink baie idillies, veral seker vir Kaapenaars, veral idillies vir iemand te hoor, maar hy was die eerste persoon wat 'n wingerd geplant het en dat hy seker dan maar die eerste persoon wat wyn uitgevind het. En tog is dit nie heeltemal wat daar staan nie. Ander vertalings vertaal dit meer korrek en sê maar hy was 'n landbouer wat eerste begin het om 'n wingerd te plant. Met ander woorde, van al die dinge wat kon gebeur, kom Noag en hy plant eerste 'n wingerd. So dit word nie uitdruklik gestel of Noag geweet het wat presies die gevolge van wyn is nie. Maar wel later duidelik is daar waar hy homself ontbloot, daar die woorde wat daar gebruik word, dui op iets wat nie net toevallig gebeur het nie. Dit dui nie op iets dat hy onskuldig is omdat hy dronk was, nie geweet nie. Dit dui juist daarop dat dit 'n doelbewuste daad is wat hy gedoen het. 'n Doelbewuste rebellie is wat hy gedoen het. Jy kan jouself indink. Die mense het duisende jare voor die vloed geleef. Hulle het geleef en hulle heeldag net boosheid bedink. Nou kan jy jouself indink hoe vaardig is 'n booswig wat heeldag sit en dink om planne uit te dink om by jou erf in te breek of iets te steel. En hoe die hele mensdom hulle hele lewe lank van kleintyd af net boosheid bedink. Hulle sou dus reeds geweet het wat druiwe is. Hulle sou reeds geweet het wat wyn is. En juist daarom is dit merkwaardig dat Noag heel eers begin om 'n wingerd te plant en wyn te maak. Wat ook baie opmerklik is dat daar na hierdie gebeure opmerklike stilte is tussen die Here en Noag. Want vooraf is daar gesprekke, vooraf is daar die opdrag om die ark te gaan, die verbond wat die Here met hom sluit. En na hierdie gebeurtenis is daar absolute stilte teenoor hom. Aan die ander woorde gee aanduiding dat die verhouding nie goed is. So die skepping gee die Here vir die mens om te bewerk, om God daardeur te verheerlik. Maar wat die mens doen is om die skepping te gebruik vir sy eie gewin. Hy is nie geneig om van nature God lief te hê en net vir die Here 'n ark te bou en net hom te aanbid altyd nie. Maar hy draai na homself toe. Hy plant eers 'n wingerd.
En nou vat dit ongeveer 3 jaar vir die wingerd om druiwe te lewer en daarna vat dit ongeveer nog 'n halwe jaar om die wyn te maak. Hy het dus baie tyd gehad om hier besig te wees, om self te bemoei met wat hy doen. Wat hy dan doen, is om te veel te drink en dronk te word van die wyn. En dit is eintlik baie merkwaardig wat mense hier moet oplet. Iemand het op 'n stadium gesê dat wyn verander nie jou persoonlikheid nie, of dronkenskap verander nie jou persoonlikheid nie. Dronkenskap wys eintlik net wat in jou hart weggebêre is. Dat wanneer jy te veel drink, neem dit al die filters wat jy gewoonlik sal hê net weg, dat die ware natuurlike jy net na vore kom. Dat die sonde wat daar leef, jy geen meer keer het om dit net te sê of te doen nie. Al daardie sondige begeertes net na vore kom. So dronkenskap maak eintlik dat jy dinge doen en dinge sê wat die sondige jy gewoonlik net sal doen, wat daai natuurlike mens van jou net sal doen. Dit bring alles na vore wat binne in jou hart is, wat jy wil wegsteek. En nou met Noag is dit nie anders nie. Hy word dronk en ons hoor hy ontklee homself doelbewus en nou lê hy kaal in sy tent. Ons hoor dis baie duidelik die sterk parallelle hier met Genesis 3 waar die naaktheid volg op die sonde van die mens. Dat naaktheid bly in die konteks van Genesis baie spesifiek op die gevolge van die sonde teenoor die Here. Dat die skande van hom openbloot sigbaar is wat hy eintlik vir die Here het, sigbaar is vir almal om te sien. En Adam en Eva was skaam en bang daaroor. Hulle het hulle naaktheid voor God probeer bedek en selfs met daardie bedekking het hulle self probeer voor God wegkruip, maar hulle kon dit nie regkry nie. Maar Noag het egter nie weggekruip as die eerste mense nie. Hy was op daardie stadium glad nie by sy volle verstand nie. En hy lê eintlik uitgelewer. Uitgelewer aan sy eie sonde. Uitgelewer aan sy eie in sy naaktheid. Hy lê openbloot dat almal sy sonde kan sien in die konteks van Genesis. Maar anders as by Adam is daar nou reeds ook ander mense. En Noag se skande vereis dat iemand hom kan sien en ons hoor dat Gam sy jongste en die eerste is wat by sy pa uitkom. En Noag kan homself nie bedek nie en Gam stap in en hy sien sy pa lê daar in sy naaktheid. So Gam se sonde is nie dat hy sy pa gesien het in die tent nie, maar Gam is nie eers onbeweeg deur die saak nie. Wat Gam doen is hy verlekker homself in sy pa se sonde. Dis vir hom eintlik, hy kry lekker om te sien hoe iemand anders sonde doen. Dis vir hom mooi en goed en reg dat dit gebeur. En dis vir hom lekker om 'n bespotting te maak van sy pa wat sonde gedoen het. Hy gaan vertel dit vir sy broers. Maar hoor ons verder dat net soos by Adam se naaktheid, word dit bedek is deur iemand anders, so word ook Noag se naaktheid bedek. En let op hoe hierdie gedeelte van die vertelling baie stadiger vertel word. Dat mens baie mooi moet oplet op die sorg wat Sem en Jafet hierso doen. Hulle het 'n boekleed, 'n mantel gevat en agteruitgeloop en dit bo oor hulle pa se naaktheid gegooi, bo oor sy liggaam gegooi. En dink 'n bietjie na oor hierdie wonder hiervan. Hulle vat 'n boekleed. As jy gaan kyk in die Bybelse tyd wat 'n boekleed was eintlik een van die grootste kledingstukke wat jy kon gekry het. 'n Boekleed was eintlik so groot geweest dat dit jouself heeltemal beskerm van die koue en dat as jy gereis het iewers, was dit groot genoeg om te dien as 'n kombers dat jy volledig onder jou boekleed kon gelê het. So Sem en Jafet kon enigiets gebruik het. Hulle kon 'n hemp gebruik het, 'n broek gebruik het, hulle kon 'n vaddoek gebruik het om sy naaktheid te bedek. Maar hy doen dit nie. Hulle vat 'n boekleed wat groot genoeg is om sy hele liggaam mee toe te maak, om enige stukkie naaktheid wat daar is weg te vat, dat daar geen stukkie naaktheid van 'n pa sigbaar is nie. Hy word dus heeltemal bekleed deur daardie kleed. En hulle gaan deur die grootste moeite om dit nie aan die groot klok te hou nie, nie dit verander nie, maar ook vir hulle self te bedek. Hoe vreemd moet dit wees om die kleed tussen hulle self te hou, agteruit te stap en oor hom te plaas.
om maar die grootste sorg te neem dat hulle pa se skande, nie enige stukkie van sy skande vir die wêreld sigbaar is nie. Nou broers en susters, om daardie naaktheid toe te maak, om daardie skande van iemand toe te maak, dis 'n goddelike werk. Hulle doen na wat God vir Adam en Eva gedoen het, deur hulle met dierevelle te klee, om hulle binne in daardie offer te plaas, binne daai velle te plaas. Met ander woorde, waar die Here iets laat sterf het om hulle daar binne in te sit, om hulle skande weg te neem. So doen hierdie twee broers ook, en hulle bedek die skande. Nou volg die verhaal, waarmee dat Noag nugter geword het en wakker geword het, het verneem wat Gam gedoen het, en weer eens is daar dan gevolge daarop, net soos by Adam en Eva, is daar 'n vloek wat volg en seën wat volg oor sy seuns. En baie duidelik 'n profetiese uitspraak oor hoe die toekoms gaan wees. Nou is die vraag, maar hoekom word hierdie twee gebeure bymekaar gesit? Hoekom is die volgorde so? Hoekom kon nie eers hulle almal net geseën het en daarna die sonde wat Noag gedoen het gebeur het nie? Maar die twee word juis bymekaar gesit as 'n oorsaak en 'n gevolg. Dat die geskiedenis wat begin deurdat Noag die genade van die Here misbruik. 'n Geskiedenis wat begin om te wys dat Noag is 'n sondaar. Gam wat homself daarin verlekker en dit uitloop op die menslike geskiedenis wat wys met die hele menslike geskiedenis wat volg gaan steeds sondig wees. Dat die vloed het nie die wêreld omgekeer, die wêreld ewe skielik nou net mooi en goed en reg is nie. Dit wys juist daarop dat die wêreldgeskiedenis wat uitloop bevlek gaan wees met sonde. Dat dit begin by die menslike mislukking, die mens wat sondig in sy aard is, dat dit so voortgegaan en dit sal so eindig by die wederkoms. Daar word 'n vloek uitgespreek, nie teen Gam self en teen die saad van Gam, teen die toekomstige geslagte, die Kanaaniete, en juis ook as 'n aanduiding van hoe hulle sal optree dieselfde as wat Gam opgetree het. En ons gaan nie in besondere detail oor hierop ingaan nie. Daar's baie mense wat baie maak hiervan en baie lyne trek op spesifieke volkgroepe toe sê, maar dis omdat hierdie volkgroep van Gam afstam, daarom is dit vandag wat met hulle gaan. Ons moet wel onthou dat in die groter konteks van Genesis gaan dit oor die twee geslagslyne, die saad van die vrou en die saad van die slang, die nageslag van die slang, dat daar 'n vyandskap tussen die twee is. Tussen hierdie twee sade. In ander woorde, in die toekomstige geslagte gaan dit nie verander nie. Daardie vyandskap wat die Here aan die begin ingestel het, bly voortduur vir die res van die geskiedenis. Daar's altyd vyandskap tussen die bose en die kerk van die Here. En dis die laaste daad van Noag wat vir ons opgeteken is. Hoe hy onthou sal word. Die volgende 350 jaar van sy lewe is daar niks verder vir ons opgeteken nie. En ons hoor dan die refrein wat deur die res van die hoofstukke loop, dat hy het gesterf. Hy is ook 'n sondaar, hy het gesterf. Dat Lameg, sy pa wat hom in Genesis 5 al benoem het, om die naam te gee Noag, wat sê maar hy sal ons opbeheer vir die harde werk wat ons met ons hande het en die swaar kry wat ons op die grond wat deur die Here vervloek is. Bewustheid daarvan, maar ook hy is nie die Messias nie. Hy is ook net 'n sondaar. Maar broers en susters, wat ons baie duidelik hier moet sien, is die evangelie. Ons moet baie mooi sien hoe ontzagwekkend groot is die Here in sy liefde teenoor sy kinders. En dat sy goedheid duur tot in ewigheid. Hy het voor die sondeval gesê, hy is bedroef dat hy die mens gemaak het. Hy het die sondaars van die aarde al weggevee, hy het die belofte gemaak, hy sal nie weer wegvee nie. Maar na die sonvloed, bly daar sondaars. En die Here sê, maar, hy sal nie nou die oordeel bring, en hy vernietig ook nie sy kerk nie. En daar waar sy kerk sondig, hou die Here aan om sy evangelie te verkondig. Daar waar sy kerk in die sonde val, verkondig hy vir hulle die evangelie wie hy is. Dat in hierdie gedeelte val Noag in sonde, en die Here, wat doen hy? Hy verkondig hom die evangelie, hy wys vir hom Christus. So sy beskerming van sy kerk, sy bewaring van die kerk, lê nie daar in die uitwis van alle mense nie, maar dit lê in Christus, dit lê in die evangelie wat hy wil bly verkondig. Dit lê daar dat hy vir hulle wys, maar jou skande, jou naaktheid, sal ek volledig bekleed, dit wegvat. En net soos Noag nie sy eie skande kan wegneem nie, maar dit openbloot vir die wêreld om te sien,
Soos dieselfde met ons. Nie een van ons regverdig, nie een van ons kan sê, maar ons is sondeloos nie. Dat as ons harte oopgemaak word, is dit baie duidelik om te sien, watter boosheid daar alles in ons harte is. En dis 'n boosheid wat ons nie self kan wegneem nie. Dis 'n boosheid wat oop en bloot voor God is, jy kan sien. Maar in die verhaal het Sem en Jafet hulle vader beklee. En as een wat die mense skande finaal kan wegneem, so daar geen meer bespotting kan kom nie, geen meer klagte teen hulle gebring kan word nie. En dis Jesus Christus. Hy wat sterf tussen twee sondaars aan 'n kruis. Dis hy wat kom en ons skande volledig toemaak, bedek, dat daar niks sigbaar is nie. Broers en susters, Jesus Christus is ons verlosser. Dat al jou sonde wat jy doen, kom hy en hy betaal daarvoor. En as hy bedek dit, dan neem dit weg voor die aangesig van die Vader. En hy bedek dit met sy kosbare bloed. Met ander woorde, met sy regverdige lewe. Hy neem daardie skande weg wat jy in jou lewe doen en hy beklee jou met sy regverdigheid. Sodat jy heeltemal regverdig voor God staan, sodat daar geen meer bespotting van jou gemaak kan word nie. Geen meer aanklag teen jou ingebring kan word nie. Dit beteken dat alle sonde wat jy in jou lewe gedoen het, of dit 'n groot sonde is waaraan jy in jou lewe kan dink, of dit gruwelike sonde is wat jy in jou lewe gedoen het, of dit sonde is wat in jou hart pleeg wat niemand anders kan sien nie, wat nie sigbaar vir die wêreld is nie. Maar dit kom hy en hy sterf aan die kruis, hy hang aan die kruis om sy lewe vir jou te gee, om te betaal vir daai sonde sodat daai sonde bedek is voor God. Jy is daarom dank en loof en prys is die Here. Regverdigheid wat nie my eie is nie, maar wat die Here vir my gee, wat hy my mee beklee. Dat hy kom en hy my naaktheid, my skande heeltemal toemaak. Iets wat ek nie self kan doen nie. En dan kom hierdie gedeelte en hy dui aan ook die voortgesette vyandskap tussen die Satan en die kerk. Wat selfs ver verby die geslagslyn wat hier aangeteken word, soveel te meer gewys oor hoe die vyandskap gaan lyk. Dat daar's 'n geestelike stryd tussen die ryk van die duisternis en die ryk van die lig. En net soos Gam gekom het en letterlik in die wêreld verkondig het wat hulle pa gedoen het, kom die Satan en hy probeer die regverdiges aankla vir hulle sonde. Probeer hulle bespotting maak wie hulle is. Ons hoor baie mooi in Openbaring 12 waar word die Satan die aanklaer van die medegelowiges genoem. Die een is wat die gelowiges dag en nag voor God wil aankla. Wil wys, maar daar's nog sonde in hulle lewe en die Satan weet dit. Ons het nog 'n sondige aard. En hy kla die gelowiges aan. Net soos Gam is dit die werk van die Satan ook wat hy doen. Jy is daarom die groot genade van Christus. Dat ons voorspraak by die Vader is, ons advokaat wat ons saak bepleit. Daar's geen meer klag wat kan inkom teen ons gebring kan word, wat ons skuldig kan verklaar nie. Met elke klag wat probeer inkom, kom Christus en hy getuig die teendeel en sê maar, dis bedek. Dis betaal. Volledig, daar kan geen aanklag ooit meer teen gelowiges ingebring word nie. En dis die evangelie. Dis wat God doen. Hy neem ons sonde weg, hy beklee die mense skande. En hy hou aan om dit te doen. Dis is volledig gedoen. Dis daarom die wonderlike woorde van Romeine 8. Dat wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit in die regterhand van God en hy pleit vir ons. Broers en susters, dis die geweldige troos wat die Here vir ons as sy kerk gee.
Die Here los jou nie kaal nie. Hy los jou nie met 'n stukkie wat hy bedek en die res los hy net maar net oop nie. Hy los jou nie in 'n staat waar jy niks vir jouself kan doen, dat jy jouself moet help waar jy is nie. So die wêreld jou kan spot nie. Maar hy gee vir jou bekleding om jou skande heeltemal toe te maak. Daar geen sonde is waarvoor die Satan jou kan aankla voor God en waarvoor jy skuldig verklaar sal word. Nie 'n stukkie van jou skande wat uitsteek nie. Dat God se genade is baie groter as jou sonde en jou ellende. Selfs die gruwelikste sonde wat jy in jou lewe gedoen het, is daar vir jou bedekking in Christus. En sy werk, dis hoe groot dit is. En hou daarin vas. Ons struikel, ons val baie kere. Ons lewe nie in ons eie regverdigheid nie. Ons sien in die voorbeeld ook van Noag hoe feilbare gelowige is. Maar elke keer as jy struikel, hou vas aan Christus. Hou vas aan sy getrouheid. Hy sal nie dat die sonde jou tot skaamte maak nie. Hy maak jou altyd in sy liefde toe. Geliefdes, die woord, die Bybel, is nie stil vir die sonde van gelowiges nie. Maar verkondig elke keer die verlossing in Christus. Amen. Ek gaan nou vra vir Dean en Kara om na vore te kom, en terwyl hulle na vore kom ons staan en sing ons saam Psalm 115 vers 7 en vers 8. En weer eens die wonderlike woorde, God het aan ons gedink in sy getroue verbond. Hy sal seën wie hom vrees, ook in sy nageslag. Ek hou graag vir ons die formulier vir die doop van kinders voor. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word hierdie 3 hoofpunte saamgevat. In die eerste plek, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word. Ons word daardeur vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig, aan die woorde, om jouself nederig te maak voor die Here, om te besef dat jy sondig is, en ons reiniging, ons saligheid, ons verlossing buite onsself te soek. In die tweede plek, die heilige doop betuig en verseël in ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader in ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit. Die doop is dus God gesentreerd en verbondsgesentreerd. Dis God wat handel, dis hy wat ons in sy verbond inbring.
dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of ons bes wil beskik. As ons die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes afwas. Daarmee lyf hy ook ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding in. Hy doen dit so dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur die Heilige Sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, tot ons uiteindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is, in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Derdens, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer tot God met die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n lewe in volkomme toewyding aan God lei. Sien nie baie mooi hoe die Here die verbond met ons sluit en ons verantwoordelikheid ook om hom lief te hê. As ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. Net so spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders wanneer hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit getuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Net so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou die plek van die besnydenis gekom het, vir die kinders as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, breedvoerig hieroor te onderrig. Geliefde gemeente, ontvang ook hierdie kind as deel van die verbondsvolk in die liggaam van Christus en wees lief vir die kind en bid vir hom en wees ook vir hom tot 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel is, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige wêreld wat geen berou gehad oor hulle sondes nie, met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin slegs 8 mense deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. Ons dank U, Here, dat ons kan weet dat U werk. Ons dank U, Here, dat U die een is wat ons bewaar, dat U verbond met ons oprig. Juist daarom wil ons graag bid, ook vir Luka wat nou vanoggend gedoop word. Dat U hom in genade wil aansien deur die Gees, en deur die Gees in Christus wil inlyf, sodat hy met hom in U dood begrawe mag word, in Christus se dood begrawe mag word, en ook saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bid vir hom dat hy sy kruis ook blymoedig mag dra, dat hy as disipel van U sal ken en met vreugde agter U sal aanstap, selfs te midde van 'n lewe wat nie altyd maklik is nie. Dat hy te midde van hierdie voortdurende sterwe waarin ons leef, elke dag deur U getroos mag word, en ook hierdie lewe so mag verlaat, om uiteindelik voor die regterstoel te verskyn, sonder vrees. Dit bid ons, in die naam van ons Here Jesus Christus, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God is. Amen. Kara en Dien, ons gaan nou vra ook dat julle op hierdie volgende vraag antwoord.
Julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygeloof gebruik nie. En dat dit duidelik kan word dat julle gesindheid is, moet julle van julle kant af ook op hierdie vrae opreg antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom in allerlei ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, wil hy julle nogtans in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. In die tweede plek, bely julle die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle voor om vir Luka, wanneer hy dit kan verstaan, en hierdie leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. So ons vra Joop, wat is julle antwoord? Kara? 10? Asseblief nou dat Luka na vore gebring word. Luka Hensley, ek doop in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ek het 'n nagelaat gewoonlik as jy gebruik het een van die familie net vir hulle Bybel ook oorhandig. So, enigeen van julle, ja, enigiemand. Dankie Robert. Want ek het nie self nie, dankie. Ek sien Luka kyk baie mooi herken vir Robert. Ja. Kom ons staan en sing ons tot eer van die Here van sy werk. Ons sing saam Skrifredding 3:3 vers 5 en vers 6. God se verbond staan ewig vas en hoor die wonderlike woorde, hy doen wat hy beloof. Hy's altyd getrou. Ons staan en sing ons saam Skrifredding 3:3 vers 5 vers 6 tot eer van die Here en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie Here vir u getrouheid. Ons dankie dat u 'n verbond met ons maak en dat u ons inbring in u verbond in. Dat ons as die kinders aangeneem word. U bevestig en bekragtig dit alles met die doop.
Daarvoor dank en loof ons U heilige naam. Ons bid dat ons elkeen opnuut weer sal besef wat dit beteken dat ons in verbond met U staan. Die beloftes wat U teenoor ons gemaak het, maar ook wat U van elkeen van ons vra om U ook te ken in alles, om U lief te hê met ons hart, krag, siel en verstand, dat ons ook in geloof sal reageer, dat ons in die geloof Christus en sy weldade sal omhels, dat alles is U werk. Aan U kom waarlik toe, al die lof en al die eer, en al die aanbidding. Mag ons toch getroos leef deur die evangelie. Mag ons opnuut besef wat die werk van ons Here Jesus Christus is. Al ons skande is weggeneem, dat ons volledig in hom geklee is, in sy regverdigheid. Ons so mag leef in die volle vertroue in sy werk. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Ons bly sommer staan, broers en susters, ons sing ten slotte saam, Skrifbreiding 1:1, ek moet vinnig afkondig dat die kollekte vandag gaan vir die instandhouding van die erediens, sowel as vir die Bolandse bedieningsfonds. Ons sing nou saam die wonderlike woorde van Skrifbreiding 1:1, dat God se genade is die grond van ons behoudenis, met ander woorde, ons word bewaar as gevolg van sy genade alleen, en daarom sing ons ook van sy reddingsdade. Skrifbreiding 1:1, vers 1, 3 en 7. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus,
en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Ek gaan vra dat August asseblief na vore kom. Hy gaan gerus net terugvoer gee in die gemeente oor die kerk se finansies en terwyl hy na vore kom, gou die kategete en die kindertjies asseblief slaan vir daag vir katekisasie. Dit is handig om 'n vrou te hê. Sy herinner my sopas dat ons gesê die kinders moet oefen vir vanaand se lofsang. Nou weet ek nie hoe ons gaan maak nie met by die klavier. Kan ek net daar binne sê almal moet al die jonger kindertjies. By Gerda. Nie Gerda nie. Gerda die mikrofoon. Okay. Daar sê, goeiemôre almal. Ek het nou my notas daar vergeet, so ek hoop ek onthou alles, so ek gaan nie te lank wees. In ons gemeente is ons werklik waar geseënd wat finansies betref en met groot dankbaarheid kan ons dit aanwend en wil ons dit ook aanwend in die koninkryk van God. En ek hoopelik kan ons net so 'n prentjie gee van die stand van sake na die eerste 6 maande van die finansiële jaar. En kort net om te herhaal die tipe bydraes wat ons ontvang. Eerstens vir die kerkkas, dit is die grootste gedeelte wat lidmate vir ons gee. Op die bydraevorms kan julle ook aandui om vir spesifieke interne fondse, byvoorbeeld die evangelisasiefonds, wat dan nou aangewend word, waar Reinhold saam met Hawesters werk vir die Crossroads Prison Ministries, Caritas, kerkplanting en spesifiek die uitreik en die uitbrei van die koninkryk, ook vir die diakonie en vir ander interne fondse. Die eksterne fondse wat ons hier aandui, dis hoofsaaklik die kollektes wat in die sakkies gegooi word of met elektroniese media betaal word. En dit word dan buite die gemeente aangewend. Nou in totaal het ons vir die eerste 6 maande so 4.9 miljoen rand ingekry. Daar is die verdeling van hoe ons dit gekry het. Die kollekte, soos ek gesê het, wat hoofsaaklik na buite aangewend word. En as ons dan net kyk na die syfers en dit vergelyk met ons begroting, die inkomste is feitelik dieselfde as die begroting. Dis groot genade, dis nie goeie begroting nie, dis groot genade. Julle sal sien die bydraes van die lidmate is 'n bietjie meer, die ander inkomste is 'n bietjie minder, hoofsaaklik as gevolg van die lae rentekoerse, want ons kry goeie rente op die fondse wat ons het. Die aanwending, die uitgawes, daar is die verdeling wat julle kan sien hoe dit aangewend word. Die ramings, dit is wat ons aan die klasses, die streek en die nasionale synode betaal vir die werk wat die breë gereformeerde kerk doen. Dis 'n bietjie onder begroting, want tipies die verhoging van ramings is eers effektief van, ek dink, Julie maand af. So die tweede helfte van die jaar gaan 'n bietjie meer wees. Jy sal sien die verhoging in ons oorskot is hoofsaaklik as gevolg van die laer uitgawes, maar tipies in die tweede helfte van die jaar is ons uitgawes 'n bietjie groter.
en ons begroting vir die jaar was omtrent om so R250.000 oorskot die einde van die jaar mee te eindig. Ons verwag nog steeds om daarby uit te kom gegee die kennis wat ons het, die inligting wat ons het vir uitgawes wat voorlê hierdie jaar, en daai oorskot word dan aangewend om die dak skuld af te betaal. Julle onthou dalk, ons het in die vorige jaar so net meer as R1 miljoen betaal om die dak heeltemal oor te doen, en weer eens met groot dankbaarheid kan ons sê, ons verwag om die einde van die jaar net 'n kwart daarvan oor te hê. Wanneer hierdie skuld dan afbetaal is, dan gee dit ons weer geleentheid om iets nuuts te doen, en daar is verskeie goed wat beide aan die gebou, die fasiliteite gedoen moet word, maar die belangrikste een, daai tweede puntjie onder interne fondse, dat ons kan werk aan die evangelie. Dan hou ek daarvan om hierdie prentjie te wys, as ons kyk na die totale inkomste, die R4.9 miljoen wat ons gekry het, en hoe dit aangewend word, die grootste gedeelte bediening en koninkrykswerk, waar ons gee, dit is tipies na buite die gemeente, vir die diakonie, waar ons mense help, waar ons instansies help, die ramings wat na die breë kerkverband gaan, en dan die fasiliteite in die dak. En ek dink maar wil my verstout om te vra dat ons as gemeente ons uitdaag om daai blou gedeelte te probeer opskuif na 50% toe, dat ons die totaal kan groter maak, dat ons daai gedeelte kan opskuif en meer werk kan doen in die evangelie en die uitbreiding van die koninkryk van God. As daar enige vrae is, ek het nog 'n slide, is julle welkom om te kom vra. Baie dankie.